van 'n Pinkstertyd in die 90-60s. Pa en 'n seun woon 'n Pinkster by. Die seun vra sy pa daarna en sê, Dad, die dominee het van ons gepraat vanaand. Hy noem die Vader en die Seun en van homself gepraat, die Heilige Gees. So begin die klokkertjie 'n God journey met sy dad. Ek gaan aansluit en Cornie, ons het nie afgespreek nie. Ons het nie notas uitgeraal nie. Maar ons het connect. Jy gaan nou hoor hoe ons connect het geluk. Ek gaan graag aansluit by ons Genesis en net 3 verse voorhou uit Psalm 19. Die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot die einde van die wêreld. Vir die son het hy 'n tent opgeslaan in die hemel. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande alom bekend. Die ou geloofsvaders het gesê, 'n mens kan God deur sy woord en deur sy skepping leer ken. Hierdie begenadigde mense lees die woord maklik en gereeld. Hulle verstaan wat hulle verstaan en gaan soek na verklaring vir die moeilike, onverstaanbare gedeeltes. God se woord is vir hulle vertroude en betroubare leesstof. Tussen die voorsgevatte bladsye leer hulle God ken. Daar is wel ook die wat om 'n verskeidenheid redes moeilike aan die Bybel lees kom. Bybelarmes, mag ons hulle noem, sal God op 'n ander manier moet leer ken. Hulle sal moet luister as hulle die hemel getuig. Hulle sal diep in die uitspansel moet intuur om iets van God te sien. Ag, dalk nie so diep nie. Dalk moet hulle bloot die boodskap van die dag en die nag wisselend ter harte neem. Die son, die stralende hemelreis dophou. As jy 'n oog daarvoor ontwikkel, sal jy die hand daarachter kan raak sien in elke prentjie en sy spoor in die Melkweg volg. Wie God so leer ken, sal die Heilige Gees beleef. Ons is almal God se kunswerke. Neem op 'n potlood, neem op 'n verfkwas. Gaan uit en verkondig God se skepping. Skets of skilder alles wat ons om ons sien. En ons is so bevoorreg in hierdie gedeelte van die land waar ons woon. Dit is die mees indrukwekkende werke van God. En ek gaan afsluit met vers 4 te herhaal. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie, en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan God se boodskap uit oor die hele aarde. Daai seentjie in die 1960s Pinksterstorie is Pieter Vloon. Goeienaand almal. Julle weet eintlik nie wat 'n voorreg is dit om hier voor te staan nie, want as mens nou daar sit, dan kyk ons nou na die wat hier voor 'n diens lewer, maar as mens nou van hier af staan, dan sien mens al die vriendelike gesigte, die innemende oë, en dit is 'n voorreg om deel te wees van die familie. Ek wou net vra, het julle geweet dat Cornie se tweede naam Cornie Boom is? Hy's 'n lewende ensiklopedie van boomname. So as jy wonder oor 'n boom, kan jy nou vra. En jy kon maar langer gepreek het. Veral oor die lewende gees, God se asem, die lewende gees, en geestelike ekosisteem. Dankie daarvoor, en dan kan ek aansluit op by Pieter, ek wil ook praat oor kreatiwiteit en hoe God ons
ons kreatiwiteit kan gebruik om te getuig. Ek wil vanaand getuig oor hoe die Heilige Gees ons kan gebruik deur musiek, kuns of woorde. Chris Chameleon sang 'n lied. As ek droom, dan droom ek in my taal. En as ek saans, voor ek gaan slaap, met my God praat, dan praat ek in my taal. Ek sou ook wou byvoeg, deur vreugde en swaar kry, kan ek getuig oor God in my taal. Ons wat bly in die Suid-Kaap het so baie geleentheid om te kan getuig in ons taal. Ons verstaan mekaar se idiom en menswees deur ons gedeelde moedertaal. Ek is ook een van die wat baie siek was in 2021 aan COVID. En het as getuienis oor hoe God in my lewe gewerk het, in my joernaal neergeskryf. En ek wil dit graag met julle deel, om te getuig van God se oneindige goedheid. Ek het 9 Augustus, Vrouedag, 'n doodservaring gehad, toe ek nie kon asem kry nie. Ek het na Fransa gekyk en besef dis die einde. Na ruk het hy my hart geklop op my rug. Ek het my hande in die lug opgehou en ek het weer begin asemhaal. Ek het daar besef hoe maklik dit is om dood te gaan. Maar ek het ook besef om te lewe met 'n hoofletter L. Dit is die groot uitdaging. Die volgende dag was die ekstrale se uitslag severe double COVID pneumonia. 3 maande later in November het ek weer 'n noue ontkoming gehad, toe ek en my sussie gaan swem het by die rivier by Edenflow. En jou brein sê vir jou een ding, ons het mos nou op baie in die rivier geswem, maar jou liggaam gee vir jou 'n groot verrassing. Ons het geswem in die rivier en op 'n stadium ek het my bewussyn verloor. En ek het eers omtrent na 30 minute bygekom toe die paramedikus my bloeddruk geneem het. En ek het beslis die lang nagevolge van COVID onderskat. Ek het in my joernaal 2 gedigte geskryf oor hierdie ervarings. Die eerste gedig se titel is dit was nou 9 tot 25 Augustus, akute longstorm. Vandag is anders, my geliefde Atenequas. Vandag lyk dit of daar onheil broei, diep van binne. Grys-grou wolke omring jou kruin soos 'n doringkroon. Dit weerspieël die beeld van my mistige longe, versplinterde glas wat skeur deur delikate weefsel. Water, vreemde gelagtige water, vul die donker ekos van my stamina. Elke asemteug nou doelbewustelik, niks vanselfsprekend. Bekommerde oë, benoude stemme roep na die berge. Ons God, waar sal ons hulp vandaan kom? My liggaam se dieptes vorm gevegslinies, maar die storm woed onverhoeds voort. Deur my wasige kykers dam trane op en spoel ongehinderd in en deur die niep van my nek. Ek voel sagte hande, stemme wat aanmoedig. Kos aandra, bid, medikasie tot op die sekonde toedien. En iewers is ek wat moet veg binne die surrealisme van Jersey stoetbeeste wat 'n jong aardse vriend kom groet. Die Taliban wat soos baldadige 3-jariges in stamkarre een of ander oorwinning vier.
verswelgende massas wat plunder en gryp, families wat eens liefde en trou beloof het, verskeur die vreugde van eenheid. En hier vra ek Here, hoe gaan U dit genees? JS het vir my gesê, ek sal na Kersfees terugkyk en besef dit was 'n swaar jaar. En ek het so by myself gedink, nee, net 2 weke vir my. En dit was 'n groot nederige proses. En in 2021, einde van 2021, skryf ek terugblik. Ek staan aan die einde van 2021 soos 'n reisiger wat ver terugkyk, uitgestrek lê die lewenspad, kronkel oor heuwels van dale, heuwels en dale, 'n reis deur tye van vreugde en oorwinning, maar ook deur die dal van doodskaduwee. Ek sien 'n gewonde reisiger, 'n onsigbare vyand het 'n storm ontketen, 'n akute longstorm, 'n vreemde asemnood, donker water wat wil verswelg. Ek sien dapper en getroue medereisigers met 'n onwrikbare geloof. Hulle ken die skepper van berg en dale, die ontwerper van delikate longweefsel en respiratoriese sisteme. Ek hoor hul smeekgebede wat opklink soos 'n bekende lied, wierook na die Vaderhart. Ek sien die goeie herder, hy sien die nood, hy hoor die versigtiging, hy ruk die gewonde reisiger uit dieptes van 'n donker spelonk. Ek sien die reisiger, innig dankbaar, vir liefdevolle reisgenote, familie wat laar trek om die gewondes, 'n dubbel van die reisgenoot en ook 'n lewensmaat wat dag en nag waak. Ek sien die reisiger by die voete van die verlosser, huil van blydskap, dankbaarheid en diep vertroue. Ek sien die reisiger staan op 'n stewige rots, baie diep haal hy haar uit, baie diep haal hy haar uit. Dankie Pieter, Karina. Dit is altyd ontblotend om iets van jouself te deel, maar ek weet dit is Godstories, daarom is dit, julle kan julle vir ons bless met wat julle gedeel het, en ons ontvang dit, en ons gaan saam met dit leef. Maar buite in julle eie lewens en buite in ander mense is daar komstukke stories wat vertel kan word en gedeel kan word. En ek dink ons moet mekaar veilige plekke wees om daai stories te kan deel. Die ongelooflike is dat God met ons hierdie pad stap.